Geliefdes, ons blaai na die boek van Openbaring. Ons is nog steeds besig met die boek van Openbaring. Ons gaan nog 'n rukkie besig wees hierop. Ons is nou hier by hoofstuk 4. Ons is nou klaar met die verskillende gemeentes, die 7 briewe wat geskryf is aan die 7 gemeentes. En nou vanoggend is ons kyk ons saam na die eerste hoofstuk daarna. En soos julle sal sien in vers 8 is dan ook die deel wat ons saam gesing het vanoggend. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Ons lees Openbaring 4 vers 1 tot 11. Ons fokusverse is vers 9 en vers 11. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is en die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê: Kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karneool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone. En op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af uitgekom, of van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderste kant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en dit is geskep. Ek herhaal vir ons fokusverse, vers 9 en vers 11. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe. Here ons God, U is waardig om 'n heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Ons is steeds besig met ons preekreeks. Kerk, moenie lees soos een wat dood is nie. En ons tema van vanoggend se prediking: God regeer. Reageer daarop deur hom te loof. Geliefdes, wanneer ons in die wêreld om ons kyk, dan dink ons partykeer, baie mense wat die Here nie ken nie, sê baie keer maar, waar is God? Ons sien hom nie. Daar's niks om te loof en te prys. As God ons waarlik liefgehad het, sou hy by ons gewees het. Hy sou teenwoordig gewees het. Hy sou ingegryp. Kyk al hierdie oorlog wat plaasvind. Die Here sou ingegryp. Waar is hy? Hy is daar nie, sy bestaan nie. Ons kyk na nuusberigte, ons sien hoe daar nou weer allerlei snaakse goeders in die nuus kom. Daar's politieke onsekerheid, ekonomiese uitdagings en die hele sosiale lewe, alles aan flarde. As ons kyk in die groter prentjie van die wêreld. Niemand gun mekaar niks nie. Daar's die hele tyd oorlog, die mense wat op baie as hoe koning is. Baie keer kan dit lei dat ons bekommerd is oor die toekoms.
Is daar nog hoop in hierdie wêreld? Is daar waarlik hoop? Miskien kan ons onsself in 'n posisie indink, as ons nie self in die posisie is nie. Maar dink dan byvoorbeeld 'n ouer met kinders. Dit's baie kinders van ons, so daar's baie ouers. En die van ons wat se kinders nou al uit die huis uit is, ons het nog steeds kinders. Dink aan 'n ouer wat elke aand hulle hande bymekaar slaan en bid en vra vir die Here, hoe lyk die toekoms vir my kinders? Hoe lyk die toekoms vir my kleinkinders? Dink aan 'n jong persoon wat jonk is, nou nie in die werksmark ingekom het, wat vra, maar is daar nog plek vir integriteit in die wêreld? Is daar nog plek om op te staan vir die waarheid? Of is alles soos wat predikers sê, maar eintlik tot niks? En vanoggend het ons 'n hele ander beeld gesien. Terwyl ons Openbaring gelees het ons gesien Johannes skets hierdie pragtige beeld van hoe dit lyk in die hemel voor die troon, natuurlik. Die troon staan daar en hy beskryf die verskillende edelgesteentes en hy sê hoe dit lyk daar. Die 24 ouderlinge, die engele. En dit is veronderstel om ons hele perspektief op die lewe te verander. As ons so kyk na die hemel, soos ons sien, Johannes het beskryf, en as iemand wat op die troon sit, dan moet dit ons raak, dit moet ons roer, dit moet ons in beroering bring. Want die beeld wat hy beskryf, verander ons perspektief. Dit lyk heeltemal anders as die wêreld. So net om onsself en ons gedagtes te verfris, as ons net so 'n oomblik weer stil staan by die konteks. So ons het vir 7 weke het ons al gepraat oor die verskillende gemeentes, maar ons is nou besig om 'n ander deel van die boek in te beweeg. So net om onsself te herinner en te verfris, wie en wat en waar. So die boek van Openbaring is geskryf deur Johannes. Hy is op die eiland van Patmos en hy is daar as 'n vlugteling hy kruip weg vir sy geloof. Maar nou terwyl hy hier is op die eiland, skryf hy hierdie profesie neer of hierdie visioen neer. Hy is 'n spreekwoordelike gevangene op 'n kaalrots, bestroop van alles in hierdie wêreld, maar hy hou vas aan die Here. Ten spyte van hoe sleg sy wêreldomstandighede lyk, hou hy vas aan die Here. En ons moet dit in gedagte hou wanneer ons nou voortbeweeg in die boek van Openbaring. Hoofstuk 1 tot 3 het gefokus op die dinge wat is. As ons kyk na die 7 gemeentes, alles wat nou daar plaasgevind het, daarso is elke gemeente was al iets gewees waar Christus vir hulle aanspreek en sê, maar julle moenie dit doen op die manier nie. Julle is besig om af te wyk van my wil. Julle is besig om te vervlou, te koud te word. Maar nou is ons in hoofstuk 4 besig om in 'n ander rigting te beweeg. Eers was dit teenwoordig op aarde, sien hoe gaan dit op aarde, sien hoe gaan dit in die 7 gemeentes. En nou word hy weggevoer en hy gaan hemel toe, of hy sien die hemel. Hy sien hoe dit lyk. Christus of die in die profesie of in die visioen sien ons, hy sê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Met ander woorde, alles wat plaasgevind het tans in die 7 gemeentes, hier is nou wat gebeur daarna. En dan beskryf hy in die hemel. Hy word geneem op 'n plek om nie vas te kyk in die dinge wat voor hom is in die gemeentes nie. Hy word geneem om nie te kyk oor hoe koud en lou Laodicea is. Hy word weggeneem van gemeentes wat blind is en hulle vasstaar aan wettisisme en tradisie. Nou word hy weggeneem tot op 'n plek wat bo alles is en afkyk vanuit 'n ander perspektief uit. En dit is hoekom dit ons perspektief ook moet verander vandag. Wanneer Johannes dit sien, dan sien hy die eerste ding, daar is iemand op die troon. Hy het gesien, daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Natuurlik weet ons wie is hierdie iemand. Die iemand
is Christus wat regeer. Hierdie is die belangrikste deel van hierdie visioen wat hy sien. Christus regeer reeds. Christus is op die troon. Die troon is nie leeg. Net soos toe ons in Openbaring 1 gesien het, waar het sê, Christus het tussen die mense, tussen die gemeentes rondgewandel. Hy was teenwoordig. Nou is hy op die troon, en hy is steeds teenwoordig. In 'n wêreld waar ateïsme vir ons wil sê, daar is geen troon nie, en daar is niemand wat daar is nie, en die humaniste wil vir ons sê, kom ons sit iemand anders op die troon, kom die woord van die Here en wys vir ons uiteindelik wie is die hoogste gesag. Dit is Christus, dit is God self. En dan sien ons Johannes beskryf nie die gesig van Christus nie, of van God nie. Hy sê nie, soos het ons sal sê, bruin hare, blou, wat, hy sê nie dit nie. Hy gebruik woorde, sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Hy probeer nie sê hoe God lyk nie, want God is nie mens soos ek en jy nie. Maar hy sê opaal, wat dui op die heiligheid van wie God is, die suiwerheid van wie God is. Karnieul, of soos dit ons ook lees in ander vertalings, helderroois edelgesteentes. Sin speel ook op die regverdigheid van wie God is. So alles wat Johannes beskryf, hierdie edelgesteentes is iets wat hy die punt probeer maak om te sê, so pragtig en so skoon en so mooi hierdie edelgesteentes is, soveel meer is hierdie heerlikheid van die Here. Die heerlikheid, die regverdigheid. En dan sê hy ook die reënboog rondom die troon, met die glans van smarag. Geliefdes, hoe mooi is hierdie beeld van die troon van die Here. Christus wat op die troon sit, God self wat regeer. Hy is heilig en suiwer, hy is regverdig en sy oordeel is goed. En dan is daar hierdie reënboog. En waaraan dink ons dadelik wanneer ons hoor van hierdie reënboog? Van die genade van die Here en hoe hy sy volgelinge, sy kinders nie verlaat het, waar hy gered het, vir Noag, sy vrou en sy kinders. Die hele troon getuig van God se verbond, sy genade, sy omgee, alles getuig van die Here wat regeer, reg deur die Bybel, en selfs nou nog. In 2026 beteken dit vir my en jou dat ons nie moet vaskyk in al die politieke magte in hierdie wêreld nie, want dit sit nie op die troon nie. Die een wat op die troon sit, is God. Die troon is nie leeg nie. Inderdaad nie. Alles om ons in hierdie wêreld is tydelike trone, 'n ashoop waarop elkeen gaan sit en dink hulle is God van daardie ashoop. Die troon is nie leeg nie. En dan gaan hy verder en hy sê, daar sal ons weerlig, daar is drenings, daar is donderslae om die troon van die Here. Geliefdes, al die beelde wat ons sien in die Ou Testament, kom so pragtig hier uit wanneer ons kyk na die troon van die Here. Want ons sien dit wat gesê is met Noag, en nou sien ons iets wat gedoen is saam met Moses. Ons het pas daarvan saam gelees in Deuteronomium. Daar was vuur en donderslae wat die teenwoordigheid van God by Sinaï ook verteenwoordig het. Hoe onsagwekkend is dit nie? Al hierdie Ou Testamentiese beelde wat op 'n punt by mekaar kom op die troon van God. Hiermee word dit duidelik dat God regeer, hy is suiwer en heilig. Sy oordeel is regverdig. Hy is magtig en kragtig, soos ons hoor van die donderslae en die drenings. So hy regeer inderdaad.
Hy is besig. En daarom kan ons nie sê dat iets oorgelaat word aan toeval. Niks in hierdie lewe is toevallig nie. Die Here bepaal dit, want hy regeer. God, ons koning, ons saligmaker, ons verlosser, is die een wat regeer. En daarom kan niks aan toeval oorgelaat word nie. Daar is iemand op die troon. Hy is nie afwesig nie, hy is nie onverskillig nie, hy regeer met wysheid, heerlikheid en regverdigheid. En dit is ons eerste troos wat ons ook sien uit hierdie teks uit. Omdat Christus op die troon is, daarom reageer die hele skepping. Rondom die troon wat sentraal staan, sien ons, so hoe Johannes praat, vlak voor die troon is die 7 vlakke helder gebrand, of helder brand. Dit is die 7 geeste van God. Ons gaan in ons reeks rondom Openbaring baie kan terugverwys na wat sê hy toe. Want hierdie is een van daai tekste wat baie mense sê, maar sien, dit is die gees van vrede en die gees van vreugde en dit is die gees van selfopoffering wat nou hier ter sprake. En dit is totaal en al nog. Wanneer hy praat van die 7 geeste, symboliseer dit die heilige getal van wie God is. Die heiligheid en die grootheid, die volmaaktheid van die Heilige Gees ook, wat deel is van God wat regeer. Hy is nie apart nie, dit is nie aparte geeste nie, dit is een gees, en dit is die Heilige Gees. Baie mense dink die gees is apaties, of met alle respect natuurlijk gesê, en baie mense sê, maar die gees lei ons hoor nie die gees nie. Maar kyk net hoe mooi Johannes het beskryf wanneer hy sê, die fakkels wat brand aktief besig is. Die gees is die een wat Johannes hierdie visioen laat wat hierdie visioen vir Johannes gee, wat hom meer gevoer raak met hierdie visioen, wat ons, soos hy sê in vers 2, in besit geneem het. En hy is die een wat ook vandag nog die kerk lei, elke dag. Hy is die een wat elkeen van ons lei, elke dag. En dan sien Johannes die 24 ouderlinge en die 24 trone. Hierdie is 'n simboliese getal wat wys op die 12 stamme van die Ou Testament en die 12 apostels in die Nuwe Testament. Dit verteenwoordig kollektief die kerk. Hulle dra wit klere wat wys op die reeds reiniging deur Christus, deur die kruisiging, deur die opstanding, deur die hemelvaart en die regering van Christus. Hulle is reeds gereinig. Die oorwinning is reeds behaal. En dit word bevestig ook deur die goue krone op hulle koppe. Dis 'n kragtige beeld wat vir ons sê, ten spyte van al die swaar kry in hierdie wêreld en die seer wat kerke kry, is dit nie ons finale bestemming nie. Ons finale bestemming is uiteindelik in die hemel by die Here, in teenwoordigheid met hom, in verhouding met hom. En ons gaan hom loof en prys tot in alle ewigheid. Hoe opwindend is dit om te dink dat dit hierdie alles wat ons nou om ons sien, is maar tydelik. En dat ons uiteindelik voor die troon van die Here wat staan en hom aanbid en loof en prys. Soos wat ons sien die leeu, die bul, die mensgesig en die arend doen. Die engele voor sy troon. Hierdie verteenwoordig uiteindelik die wilde diere, die magdiere, die mensdom, die voëls in die lug. Sy hele skepping, God se hele skepping, soos wat ons sien in Genesis 1, loof hom en prys hom en aanbid hom. Onophoudelik. Die heeltyd. En dan hoe wonderlik is dit om te sien dat hierdie ouderlinge dieselfde doen, deur hulle krone af te haal en voor hom te kniel. Dit is uiteindelik ook die Gees wat dit in hulle wakker maak, omdat hulle die teenwoordigheid is van die Here, van die een wat regeer. Geliefdes, Christus is waarlik
God is waarlik, en die Heilige Gees is waarlik genoegsaam, lewendig, betrokke om geloof en prys te word. Hy is alwetend, alomteenwoordig, alsienend. Hy sien reg deur tot in ons murg en been. Hoekom sal ons nie saam met die ouderlinge uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Hy wat was en wat is en wat kom. 'n driedubbele heilig. Hy is nie net heilig nie. Hy is nie net heilig nie. Hy is heilig, heilig, heilig. Want hy sit op die troon en hy is God wat alles geskep het. Ons sien in vers 11 waar die ouderlinge ook sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het en deur U wil en alles ontstaan en is dit geskep. Wonderlik is dit dat ons dit kan besef en beleef. Ons sien Christus op hierdie oomblik op die troon. En volgende week wanneer ons kom by hoofstuk 5, sal ons sien dat hy daadwerklik waardig is om die boeke oop te maak. Hy is waardig, omdat hy die volkome offer was, gehoorsaam aan God se wil, sonder sonde en ons sonde se straf gedra. Wanneer Johannes sien die ouderlinge gee soveel eer aan die een wat op die troon sit, moet ons in gedagte hou hoekom hy dit sê. En dit sluit so mooi aan by die konteks van die tyd. Want Johannes gebruik die woord exios of axios, wat waardig beteken. Dit is belangrik om te besef dat in die eerste eeu na Christus hierdie term dikwels gebruik is om keiserverering mee te doen. Ek besef nou net dat ek die woord verkeerd gesê is, hagios. So, wanneer hy die woord hagios gebruik, is dit in daai tyd so algemeen gebruik om te sê, die keiser is hagios. En nou sê hy, nee, die keiser is nie God, wat op die troon sit, hy is hagios. God alleenlik kan beskryf word met hierdie term. Waardig en heilig is ons God. Maar geliefdes, hoe reageer ek en jy wanneer ons besef dat Christus op die troon sit, dat God regeer deur die eeue heen, dat niks toevallig is nie? Hoe reageer ek en jy? Loof ons hom of kla ons net oor ons omstandighede? Die ouderlinge in hierdie situasie, in hierdie teks, wys vir ons duidelik hoe ons moet reageer. Om ons eie kroon neer te sit, daar waar ons op ons eie ashoop staan, en regeer as koning, as gevolg van die sondeval, neer te sit. Want die ouderlinge erken presies dat hulle afhanklik is van God. Al die eer kom tot God. Hulle is niks. Dit gaan alles oor God. Maar hoe lyk dit prakties vir my en jou môreoggend wanneer ons 5 uur opstaan, of party van ons staan vroeg op, maar hoe lyk dit vir my en jou wanneer ons môreoggend opstaan om werk toe te gaan? Wanneer ons môreoggend opstaan, dan sê ons, ek haal my kroon af, want dit gaan nie oor my. Daar waar ek aangestel is in 'n hoë posisie, of daar waar ek aangestel is oor ander, of hoe ook al dit sy. Dit gaan oor my eer nie, dit gaan oor God se eer. Want hy regeer. Hy stel my in staat om hom te loof en te prys deur alles wat ek doen. Die implikasie daarvan is dat ons uiteindelik ook in rustigheid lewe tot God. Want ons weet hoe afhanklik ons is van hom en sy regering. En niks word oorgelaat aan toeval nie. Dan sal ons besef dat die see wat ons sien in hierdie teks, wat praat van 'n see, 'n spieelgladde see, is dan so mooi ook dat ons kan weet, dit is wat ook vir ons wag. Wanneer ons rustig kan leef in die wete dat God alleen regeer. Want gewoonlik in die skrif
en op alle plekke praat ons, dis soos 'n onstuimige. En nou hier, wanneer ons besef, dat ons bloot lewe onder die regering van God, dan is dit so 'n gladde see in sy teenwoordigheid. Dit beteken beslis nie dat niks sal verkeerd loop. Dit beteken beslis nie dat daar gaan nie uitdaging te kom nie. Maar dit beteken dat ons hoef nie saam te gaan met al hierdie chaos in die wêreld en ons omstandighede nie, dat ons fokus op die een wat op die troon sit. Geliefdes, baie keer hoor 'n predikant die woorde, maar dominee, is daar hoop? Is daar hoop? Ek het nou net my kind of my vrou of iemand begrawe, is daar hoop? Ek het al my geld in besittings verloor. Is daar hoop? Is daar daadwerklik hoop by iemand wat by 'n siekbed sit? Dan sê ons ja, daar is beslis hoop. So geliefde gemeente, is daar hoop? Ja, daar is hoop, want God regeer. God die Vader het sy seun gestuur, sodat hy die offer kan wees om ons straf te dra. En hy het opgestaan en hy regeer nou, sodat ons kan leef onder sy heerskappy. En hy reageer daarop met lof, met prys, want die troon is beset. God is die een wat regeer. En geliefdes, dit is genoeg om te weet. Ons weet nie hoe hy regeer daaroor nie. Ons weet nie hoe dit lyk verder nie. Maar die feit dat hy op die troon sit, is genoeg vir my en jou, om elke dag ons eie kroon neer te lê, te buig voor ons God en koning, en sê, heilig, 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 is ons God. Laat ons saam met die hele skepping, saam met die ouderlinge in die hemel, die arend, die leeu, die bul en die een wat lyk soos 'n mens gesig, die engele voor sy troon uitroep, U is waardig, ons Here en ons God. Amen.